Die weeskind in sy vaderhuis. Gideon se stryd om God se stem bo sy verlede te hoor. 'n Mens hoef nie sonder 'n vader of moeder groot te word om soos 'n weeskind te voel nie. Soms woon jy steeds in jou vader se huis. Jy eet aan dieselfde tafel, jy dra die familienaam. Jy hoor die bekende stemme rondom jou. Maar diep binne in jou voel almal soos vreemdelinge. Jy behoort aan hulle, maar jy voel nie dat jy behoort nie. Dit is waar ons Gideon ontmoet. Nie as 'n letterlike weeskind nie, maar as 'n man wat vervreem geraak het van sy eie huis, sy eie identiteit en selfs van die God van sy voorvaders. Voor sy vader Joas se huis het 'n altaar vir Baal gestaan. Elke dag moes Gideon daarna kyk. Dit was nie met 'n hoop klippe nie. Dit het verteenwoordig wat sy familie geglo het, wat sy gemeenskap aanvaar het en wat van hom verwag is. Die boodskap was duidelik. Dit is wie ons is. Dit is hoe ons leef. Dit is hoe dit nog altyd gedoen is. Maar diep binne in Gideon moes daar 'n vraag gebrand het. Is daar nie iemand groter nie? Hy het waarskynlik die verhale van Israel se God gehoor. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat die see oopgemaak en sy volk uit Egipte bevry het. Maar waar was daardie God nou? Midian het Israel se land verwoes. Hulle oeste is weggeneem. Hulle diere is geroof. Die mense het in grotte en wegkruipplekke gaan woon. En Gideon? Gideon het in 'n wynpers weggekruip. 'n Wynpers was veronderstel om 'n plek van vreugde en oes te wees. 'n Plek waar druiwe getrap en nuwe wyn voorberei is. Maar vir Gideon het dit 'n skuilplek geword. Die plek van vreugde het die plek van vrees geword. Daar onder die grond het hy koring gedors, sodat die Midianiete hom nie sou sien nie. Hy het sy werk in die geheim gedoen. Hy het klein probeer wees, stil, onsigbaar. Want dit is wat skaamte dikwels met 'n mens doen. Dit laat jou glo dat veiligheid daarin lê om nie raak gesien te word nie. Jy leer om jou stem terug te hou. Jy dink lank voordat jy praat. En wanneer die spanning te veel word, kom die woorde stikkend uit. Ek weet nie. Ek is nie seker nie. Miskien is ek verkeerd. Nie omdat daar niks in jou is nie, maar omdat jy bang geword het vir wat kan gebeur wanneer jy werklik gehoor word. En dit is juis daar waar die engel van die Here Gideon ontmoet. Nie op 'n verhoog nie, nie met 'n swaard in sy hand nie, nie terwyl hy dapper voor 'n leer staan nie. God ontmoet hom in die wynpers, in sy wegkruipplek, in die deel van sy lewe waarvan hy waarskynlik skaam was. En die Here sê, die Here is met jou, dapper held. Dapper held? Gideon het soos enigiets behalwe 'n held gevoel. Hy was besig om weg te kruip. Hy was bang. Hy was vol vrae. Daarom antwoord hy, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge dan met ons gebeur? Waar is al sy wonders waarvan ons vaders ons vertel het? Hoor die pyn in sy woorde. Dit was nie bloot ongeloof nie. Dit was die stem van iemand wat gehoor het dat God 'n vader vir sy volk is, maar wat gevoel het asof hulle verlaat is. Waar is U? Waarom het U dit toegelaat? Waarom voel dit asof U almal anders sien, maar nie vir my nie? Gideon het in sy vaderhuis groot geword, maar die God van sy voorvaders het vir hom ver gevoel. En tog het God nie teruggedeins vir sy vrae nie. God het hom nie veroordeel omdat hy bang was nie. God het hom aangespreek volgens die mens wat hy nog sou word. Gaan in hierdie krag van jou. Maar Gideon kon dit nog nie sien nie. Hoe kan ek Israel red? My familie is die swakste in Manasse en ek is die gerinste in my vader se huis. Dit is die taal van 'n verwonde identiteit. My familie tel nie. Ek tel nog minder. Daar is niks besonders aan my nie. God moes iemand anders bedoel het.
Maar God antwoord nie deur Gideon se swakheid te ontken nie. Hy sê eenvoudig, ek sal met jou wees. God se antwoord op Gideon se minderwaardigheid was nie om hom groter te laat voel nie, dit was om homself nader te openbaar. Jy sal dit nie doen omdat jy sterk genoeg is nie. Jy sal dit doen omdat ek by jou is. Maar Gideon kon nie net in die wynpers 'n mooi ontmoeting met God hê en daarna onveranderd bly nie. God het hom 'n opdrag gegee. Breek jou vader se altaar vir Baal af. Die eerste vyand was nie Midian nie. Die eerste slagveld was sy eie huis. Gideon moes 'n besluit neem wat sy vader in die moeilikheid kon bring. Hy moes teen sy grootword, sy familietradisies en die God van sy vaderhuis opstaan. Hy moes die stem trotseer wat gesê het, dit is hoe dit nog altyd was. Hy moes die God van sy voorvaders onthou. Nie Baal nie, nie die altaar voor sy deur nie, maar Jahwe, die God wat bevry. Gideon het dit in die nag gedoen, want hy was nog bang. En dit is belangrik. Gehoorsaamheid beteken nie altyd dat vrees verdwyn het nie. Soms bewe jou hande terwyl jy gehoorsaam. Soms hakkel jou stem terwyl jy die waarheid praat.